Goeiemôre vriende en baie welkom uit ons oordenkings hierdie maandagooggend. Ja, dit is lekker nat hier by ons. Ons het by ons so 15 mil reën gehad. Ons gaan voort met Johannes 12. Onthou nou gister se gedeelte ook dat Jesus gesê het hy het juis gekom met die oog op 'n uur soos hierdie. Waarna hy natuurlik na sy kruisiging verwys het. En dan lees ons in vers 28. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik. En ek sal dit weer verheerlik. Liefdes, die hele konteks hier is natuurlik Jesus wat in die vorige vers wat ons gister gedoen het, gevra het, jy weet wat sal ek sê, Vader red my uit hierdie uur. Nee, hier is die gebed. Vader, verheerlik u naam. En nou kom daar 'n stem uit die hemel, wat ons later gaan hoor, dat Jesus sê, dit het ter wille van julle gekom, sodat julle dit ook kan hoor. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En hier moet ek en jy baie mooi let, waarvan word hier gepraat? Alles hier, alles in hierdie hele gesprek, is op pad na die kruis toe. Dis besig om na die kruis te verwys. So uiteindelik is die kruisiging die groot verheerliking van God. Dit maak nou nie vir ons sin nie, nee. Maar juist daar word God se liefde absoluut getoon. Juist daar word God se naam verheerlik. En dalk is dit iets, ons het gister ook weer gesê dat ons in die lydenstyd is, ook gister in die erediens daaraan aandag gegee, en baie dankie vir die baie en die mooi terugvoer oor gister se eredienste. Maar ja, dit was die eerste lydenssondag, en in hierdie lydenstyd wil ons juis vra na die betekenis van die kruis. En wil ons juis in ons stilte tyd daarop fokus. En een van die fokuspunte wat Johannes vir ons uitwys, is dat die kruis absolute verheerliking van God se naam is. Mag ons bietjie dit oordink. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, dankie dat u naam daar verheerlik het. Sodat ons oor die kruis kan sing in die kerk, dat ons oor die kruis kan juig in ons eie persoonlike lewe, en dat ons weet, by die kruis het u oorwin, het u Satan uitoorlê. So ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.